Ek kyk op na die berge, waarvandaan krag kom. My krag kom van die Here, wat die hemel en die aarde geskaap het. Vriende, genade vir julle, en vrede van God, deur Christus Jesus, ons Here. Die van julle wat ingeskakel het aanlyn, baie welkom by ons erediens ook vanoggend, en mag die Here dit vir julle ook seën. Stel jouself voor, jy staan op die strand by die see van Galilea. 'n Man staan daar met leë hande en 'n stikkende hart. 3 keer het hy sy Here en Meester verloon, verraai en gesê hy ken hom nie. Nou staan die opgestane Jesus lewend voor hom. Nie om hom te veroordeel nie, maar om hom te herstel. Vriende, dit is nie net Petrus se verhaal nie. Dit is vandag my en jou verhaal op ons geestelike reis ook. In 'n wêreld vol mislukkings, teleurstellings, skuldgevoelens, ek wens ek het net dit gedoen. Ek wens ek het so gemaak en nie so gemaak nie. Vol skandes en terugslag om herbevestig die opgestane Jesus Christus vandag weer vir ons, elkeen. Ons roeping. Ons identiteit in Christus, maar ook sy roeping vir elkeen van ons. Want hier is die sleutel, die opstanding verander alles. Die opstanding van Jesus uit die dood verander alles. Ons het 2 weke terug, het Tini gepraat van die krag van die naam van Jesus, om in elke situasie te bid, uit die krag en die naam van Jesus, en die gesag van die opgestane Jesus. Laasweek het ons gepraat van die impak van die opstanding. Dat die dag, soos in die Tweede Wêreldoorlog, was die kruisiging in die Christelike geloof. Toe Jesus aan die kruis gesterf het vir ons sondes, sodat ons 'n verhouding met hom het. Maar veedags, toe tydens die Tweede Wêreldoorlog die geallieerde magte vir Duitsland finaal oorwin het, is veedag. En ons geestelike veedag is die opstanding van Jesus. Want vanuit die opstanding kan ons lewe. En dit is die dood oorwin. En kan ons uit 'n posisie en 'n vertrekpunt van oorwinning leef. Ek is meer as 'n oorwinnaar deur Jesus wat my liefhet. So nou kyk ek nie op na al die uitdagings en ek hoop ek kan bo uitkom nie. Ek staan in my identiteit in Christus. En hy het klaar oorwin. Ek is meer as 'n oorwinnaar en vanuit daai gesagsposisie van oorwinning funksioneer ek, leef ek, hanteer ek die uitdagings van die lewe en in my lewe ook. Die opstanding verander alles. Ook in my en jou grootste mislukkings en teleurstellings. Dit is interessant, dit is soos 'n paartjie, jy weet, ek onthou, toe ons nog, kindertjies nog klein was, en as hulle babas was, jy weet mos hoe werk dit, dan moet jy nou opstaan vir die baba, want hulle slaap ons nou, net, hulle moet 3 ure slaap, en dan moet hulle weer melk kry. Onthou julle daai dag? En hulle sê vir jou, om nou regtig goeie slaap te kry, en diep slaap waar hormone afgeskei word, die feel-good hormone begin na 3 ure. So nou net soos jy daar aangaan, en jy gaan in daai diep slaap kyk, dan moet iemand opstaan, vir die kind. Onthou julle daai dag? Hier, dan is niemand lus om op te staan nie. So ons het 3 dinge in ons huis gehad. Daai fights tel nie. Jy is nie op jou beste nie.
En in die huwelik baie keer, en in verhoudings, gaan dit oor ten spyte van. Want ons almal is maar foutief en ons is gebroken en ons maak foute. En dankie tog dat die Here nie werk as gevolg van ons nie, maar ten spyte van ons. En kan hy selfs met 'n kromstok 'n reguit hou slaan. Dis vandag waarna ons gaan kyk, is die lewe van Petrus en hoe die Here sy mislukkings gebruik het om ook sy roeping te kom herbevestig. Net so 'n bietjie uit die konteks, ons gaan saam lees uit Johannes 21:15 tot 19. Jesus het nou al 3 keer verskyn aan die disippels hier in Johannes en hy het opgestaan uit die dood en hulle is op die strand, hulle is besig om vis te vang. Hulle sukkel die hele aand om vis te vang en in die oggend vroeg staan Jesus daar en hy skree vir hulle en hy sê gooi die net aan die ander kant uit en hulle doen dit, hulle is gehoorsaam en hulle kry 153 visse. Nee, en hy sê kom hier, so ons gaan 'n bietjie braai. Het jy al vroeg die oggend vis gebraai op die strand? Dis wat daar gebeur. Hy het 'n vuurtjie gemaak, hy het brood daar, hy het vis daarso en hulle gaan nou braai. En dan in daai konteks kom hy en hy kom gesels met Simon Petrus. Kom ons lees saam uit Johannes 21 vers 15 tot 19. Vers 15. Toe hulle klaar geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus: Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief, meer as hulle hier? Ja, Here, antwoord hy hom. U weet dat ek u liefhet. Hy sê toe vir hom: laat my lammers wei. Jesus vra hom 'n tweede keer: Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Ja, Here, antwoord hy hom. U weet dat ek u liefhet. Hy sê vir hom: pas my skape op. Jesus vra die derde keer: Simon, seun van Johannes, het jy my lief? Nou, kan jy nou dink hoe voel Petrus nou, nadat Jesus hom 3 keer gevra het. Dis soos jou kind wat vir jou sê, papa my lief, het mamma my lief, ja, ek is lief vir jou. Dan vra hulle oor en oor. Nou, 3de keer vra hy vir hom: het jy my lief? Petrus het bedroef geword, omdat Jesus hom die 3de keer gevra het: het jy my lief? En hy antwoord hom: Here, u weet alles, u weet dat ek u lief het. Hy sê toe vir hom: laat my skape wei. Dit verseker ek jou, toe jy jonger was, het jy self jou klere vasgemaak en gegaan waar jy wil, maar wanneer jy oud is, sal jy jou hande uitsteek en iemand anders sal jou vasmaak en jou bring waar jy nie wil wees nie. Vers 19, dit het Jesus gesê en daarmee aangedui deur watter soort dood Petrus God sou verheerlik. En hy's gemartel en kruisdood gesterf soos Jesus, maar onderste bo, want hy wou nie soos Jesus gesterf het nie. En daarna sê Jesus vir hom, sê hy vir hom, volg my. So ons gaan vandag 'n bietjie kyk hoe Petrus se roeping herbevestig is. Ons gaan kyk na 3 punte. Die eerste ene is liefde vir Jesus word herbevestig na mislukking. Hoor nou mooi. Liefde vir Jesus. Want Jesus het ons in elk geval lief. Al is ons nou misluk en as ons nou goed, het ons in elk geval lief. Maar liefde, dit is nou Petrus se liefde vir Jesus word herbevestig na sy mislukking. En tweede een gaan ons kyk na liefde word bewys, dis nou Petrus se liefde, deur diens aan sy kudde. En derdens, liefde lei tot volgelingskap, om vir Jesus te volg, selfs teen 'n prys. Ok, die eerste ene, liefde vir Jesus word herbevestig na sy mislukking. 3 keer vra Jesus vir Petrus, het jy my lief? En vandag sê Jesus vir jou en my dieselfde. Hy sê, het jy my lief? Wat sal jou antwoord wees? Vir Jesus wat dit vir jou vra. Het jy my lief?
Hy het hom 3 keer gevra. Dis baie interessant, dat net soos hy hom 3 keer vra, het jy my lief, stem dit ooreen met 3 keer toe Petrus ontken het, net voor Jesus se kruisiging, ontken het, dat hy vir Jesus ken. Daai julle daai gedeelte, nê? Ook 3 keer ontken hy ken nie vir Jesus nie, en nou kom Jesus, nou hy opgestaan uit die dood, en hy vra vir hom, het jy my lief? So amper asof, jy weet, 'n mens sal nou dink, hoekom vra die Here dit nou? Is dit nou omdat hy nou dink, hoorie, het jy my regtig lief? Want jy weet, kyk wat het jy gedoen? Dit is amper hoe dit lyk. Maar eintlik is daar 'n ander dieper betekenis. Onthou julle wat gebeur het, Johannes 13, Jesus het gesê, ek gaan na 'n plek toe wat julle nie ken nie. En Petrus het gesê, ek sal saam met u gaan. Ek sal saam met u gaan, ek sal selfs doodgaan vir u. Toe sê Jesus vir hom, hy was nog 'n bietjie grootbek geweest, nê? Ja, Here, waar gaan nie, ek sal saam met u gaan, ek sal sommer doodgaan saam, hy is lekker grootbek. En Jesus sê vir hom, dit verseker ek jou, nog voor die haan kraai, sal jy my 3 keer verloon. Kom ons in Johannes 18, vers 15 tot 18, toe Jesus gevange geneem is, met die soldate na die hoofpriesters toe geneem is, toe volg hy en iemand wat die hoofpriester geken het vir Jesus, en daar was 'n deurwagter, 'n diensmeisie gewees, en sy vra vir hom, "Hoor maar, is jy nie ook een van sy disippels?" Hy sê, "Nee, glad nie." Toe gaan staan hy langs die vuur, saam met haar en saam met van die slawe, en sê, "Maar hoorie, ons seker jy was saam met Jesus." Hy sê, "Nee, ek ken hom glad nie." En toe 'n derde keer, toe is dit een van die slawe, wat familie was, van een van die hoofslaaf, van die ou wat sy oor afgekap is. En hy sê vir hom, "Maar ek onthou jy was daar, in die tuin van Getsemane." Hy sê, "Nee, ek was nie daar nie, ek ken hom nie." Toe die haan 3 keer gekraai. Net soos Jesus gesê het, "Jy gaan my ontken, en die haan gaan 3 keer kraai." En wat het hy gedoen? Hy het uitgegaan, en hy het bitterlik gehuil. Hy was spyt gewees, hy het sleg gevoel. Hy het vir Jesus gedrap. Hy het misluk, hy was lekker grootbek gewees, en hy kon nie eens vir 'n diensmeisie en slawe erken. Hy was so bang, dat hy ontbloot word, en dat hulle hom saam ingevang. Nou ons dink seker, maar hoekom? Ja, wat 'n lafaard. Maar as jy sien hoe mense nou, jy weet, daar vir Jesus vat, en jy weet, hulle gaan hom nou gevange neem, en dalk doodmaak, dan is dit seker verstaanbaar, dat jy bietjie versigtig sal wees, as jy Petrus is. Want jy wil nie dieselfde pad stap. Nou dis dan wat daar gebeur. Hy verloon hom 3 keer. Hy het nie opgestaan vir Jesus nie. Hy het nie opgestaan vir die regte ding nie. Vriende, ons doen dit ook. Ons staan nie altyd op vir Jesus nie. Ons staan nie altyd op vir die regte ding nie. Ons staan nie altyd op vir die regte vir 'n persoon en in 'n situasie vir wat reg en verkeerd is nie, en maak hulle reg toe nie. Ons doen dit nie. Hoekom? Hoekom doen ons dit nie? Want ons is bang vir verwerping, ons is bang vir ons beeld, ons is bang. En baie keer, as ons net opgestaan het, dan sou die regte besluit geneem gewees het. Want ons is nie om mense gelukkig te maak nie, elkeen van ons hier is om God te gehoorsaam. En baie keer is ons soos Petrus, en ons verloon hom. Ons staan nie op en sê, ja, ek glo dit, ek volg dit, ek het jou reg. Dan jy vir Judas Iskariot, hy was die tesourier gewees van die disippels en van Jesus. En hy het Jesus ook verraai. En hy het na die hoofpriesters toe gegaan, en hy het vir hulle gesê, ek sal hom oorgee, wat gee hulle vir my? Hy het gesê, 30 silverstukke, ek sal dit vir julle gee, wonderlik. En hy het gegaan, en ons lees aan Matteus daarvan, 26 het hy Jesus verraai met 'n soen, en toe in Matteus 27 toe hy sien, o gats, hulle gaan nou vir Jesus tot die dood veroordeel, toe voel hy sleg, toe voel hy skuldig.
was hy spyt en hy teruggegaan aan die priesterhoofde toe en hy het dit probeer regmaak en hy het gesê nee, ek wil nie die geld hê nie, ek besef dit was verkeerd, hy is onskuldig. Hulle sê dis jou probleem. Build a bridge and get over it. 2 probleme in die wêreld, joune en ons, en hierdie is joune en hulle wil niks weet nie. En hy gooi die geld en hy voel so sleg en hy gaan hang homself. En hulle wil nie daai geld vat vir die tempel nie. 2 mense wat Jesus verraai het, verloon het, 2 uitkomste. En as dit in ons lewens gebeur, as daar mislukking is, ons het dit nie reg gekry, het gebeur met almal van ons, het ons 'n keuse van 2 paaie. Ek voel sleg, ek voel skuldig, want dis hoe die duiwel ons wil laat voel, maar Romeine 8:1 sê, daar's geen veroordeling vir die wat in Jesus is nie. So jy voel net al hoe slegter, en jy weet nie en jy val in 'n gat van depressie, en jy weet nie hoe om uit te kom nie, en dan gaan pleeg jy selfmoord. Dis wat met hom gebeur het. Maar wat het met Petrus gebeur? Hy het bitterlik gehuil, en daar was 'n belydenis in sy hart, en 'n verandering in sy hart gewees, en God kon sy plan met hom uitvoer. Ons gaan lees daarvan. En hy het hom 'n tweede kans gegee, en hy gebruik dit, wat verkeerd gegaan het, ten goeie in sy lewe. Weet julle wat, eintlik die feit dat hy grootbek was, en Jesus verloon het gewys, hy's eintlik net nie nog nie heeltemal reg om sy roeping te vervul nie. Want onthou, daar was 'n tyd toe Jesus gesê het, Petrus, jy gaan die rots wees, waarop ek my kerk gaan bou. Hy, 'n rots, rustig, hy's aggressief, hy's impulsief, hy sny die hoëpriester se watsnaam, se oor af, so die slaaf se oor af. Hy's nie rustig, hy's nie 'n rots nie. But God is in the business of restoration. Van tweede kanse, van herstel. En ons gaan nou sien hoe die Here sy lewe daardeur verander. Hier kom praat hy met hom en hy praat hiervan, hy sê nie, Jesus het vir 'n nuwe naam gegee, Petrus, wat rots beteken, maar hier is dit Simon Petrus, dis sy vorige naam. Hy gaan al terug na sy ou identiteit. Hy het ook toe Jesus nou gekruisig is, toe het hy nou teruggegaan uit bediening na sy ou werk toe, en hy is daar op die strand, hy is besig om visse te, en Jesus kom terug na waar hy is, in sy ou identiteit, en hy noem hom Simon Petrus, dis sy vorige naam. En Jesus kom praat met hom, vra vir hom en sê, my lief, het jy my lief? Die opgestane Jesus het nie sy prestasie kom toets nie. Hy het maar uit sy hart kom toets. Hy het nie na sy werke gekyk, hy het na sy hart gekyk. En dit, vriende, is die fundament van ons identiteit en ons roeping. Ons hart. Is jy lief vir my? Voordat jy enigiets vir my doen, is jy lief vir my? Nou dis die vraag. Dis nie, Jesus, ek moet nou by die kerk hierdie en dit gaan doen. Eerstens moet ek net lief wees vir Jesus. Ek moet 'n verhouding met hom hê. En vanuit daai liefde vir Jesus vloei dit uit en hy kom verander my hart en my wil en my gewoontes en ek kan nie anders nie as om ander mense lief te hê en te dien. Dis hoekom hy terugkom daarna, is jy lief vir my, want sy liefde het nie verander nie. Die liefde hier, die woord wat gebruik word, hy het hom 3 keer gevra. 2 keer is die woord agape gebruik, en 1 keer, die eerste 2 keer is die woord agape, die tweede keer, die laaste keer was dit philia. Dis die Griekse vertaling. Daar's nog 'n woord wat eros beteken. Eros beteken, is 'n aangetrokkenheidsliefde. As jy jou maatjie ontmoet, onthou jy Tilly, toe Piero die eerste keer in jou hand gevat het, en jy het gevoel wat 1000 volts daardeur gaan. En Piero, toe sy vir jou kyk, en jou maag maak bollemakkies. Dis daai eros liefde, as jy trou, dit moet daar wees. Jy kan nie want sê, as 'n goeie vriend nie, jy moet daai liefde, jy moet daai gevoelens hê. Yes. Die liefde waarvan hy praat, is nie 'n gevoel nie. Voel jy lief vir my nie? Nee, dit is
Agape liefde is onvoorwaardelik liefde. Ek sien jou wie jy is met al jou slegpunte, net soos Jesus ons liefde met agape liefde met onvoorwaardelik en ek sê ek's lief vir jou. Genade onbeskryflik groot, genade onverdiende goedheid. Dis daai liefde wat onselfsugtig is en bereid is om op te offer. Wat gepraat word in Johannes 3 vers, want so lief het God die wêreld gehad, dieselfde liefde. Sy opofferende liefde gaan die myl vir jou. Dis wat hy sê. Is jy so lief vir my? En op die einde sê hy, verlei jou liefde. Dis vriendskapsliefde, kan myself wees by jou. Ons kan tot 3 die oggend praat, jy lag nou nog vir my grappies. Dis daai tipe liefde. Ons is maatjies. Ons het dieselfde belangstellings. Dis 'n dieper liefde. Wat nie maar net groot bek is en sê, ja, ek sal jy volg nie. Ek sal doodgaan vir jy. Is jy, kom terug aan die basics toe. Is jy lief vir my? Voor jy iets vir my doen, is jy lief vir my? Vriende, in die chaos en gemors, in hierdie wêreld en in ons wêreld, wil Jesus vandag vir my en vir jou kom sê. Dat ons swakhede, ons mislukkings, ons teleurstellings, diskwalifiseer ons nie. Hierdie lieder het gesê, ek is sy kind. As jou kind verkeerd doen, en hy kom kruip nader na jou, en hy sê, hy is jammer, hy gaan jou in die gesig skop en sê, that's it, jy het dit 3 keer al gedoen, so nou is jy op die straat. Nie? Jy bly, ja, jy gaan hom dissiplineer, want jy wil hom leer om het reg te doen, maar ons bly sy kinders. Dis hoe God met ons werk. Ek is lief vir jou. En ek stap die pad saam met jou. En vandag wil Jesus dit vir my en vir jou kom sê, en hoor my baie mooi, dat hy is lief vir jou. En hy vra, hy is lief vir jou, net soos jy is, met jou mislukkings, maar hy vra ook vir jou, is jy lief vir hom? Is jy lief vir hom met hy agape, en hy verlei jou onvoorwaardelike, opofferende liefde? Want ons swakhede en ons teleurstellings en ons mislukkings diskwalifiseer ons nie. Dit doen nie verdiensbaarheid nie. Maar die sleutel is, daar het 'n transformasie plaasgevind. Daar het 'n transformasie plaasgevind van, yes, hy het verkeerd gedoen, maar hy het erken hy's verkeerd, hy het berou gehad hy's verkeerd, sy hart is verander. Sy hart het verander. En toe hy antwoord hy nie uit sy mond, soos hy voorheen net gesê het, ja, ek is so lief vir, ek sal jy volg, ek sal doodgaan. Hy antwoord vir Jesus uit sy hart, want sy hart het verander. En omdat sy hart verander het, nou kan sy dade verander. Want ons moet baie keer by die voete van Jesus sit, voordat ons in sy voetspore kan stap. En hierdie hele ervaring kom verander hom, want hy het 'n nuwe openbaring. Dis nie net Jesus nie, dis Jesus wat gekruisig is, wat opgestaan het, wat my vergewe, wat my 'n tweede kans kom gee. En hy word verander. Dis die sleutel. En waarvoor word hy verander? En dis die volgende gedeelte. Hy word verander. Vir wat? Liefde word bewys deur diens. Nou kry hy kans om dit verder uit te leef. En 3 keer sê Jesus vir hom, toe hy sê, ja, ek's lief vir, toe sê hy eerstens, pas my lammers op. Toe pas my skape op, en toe pas my, en toe sit weer. Eerstens, laat my lammers wei, en toe, dis die eerste en die derde keer, laat my lammers wei, laat my skape wei, eerste en derde keer. Tweede keer, is pas my skape op. Wat beteken dit? Dit beteken, in die Engels sê dit, feed my sheep. Die eerste en die derde keer. Laat my lammers en skape wei. Met ander woorde, leer hulle. Preek vir hulle. Rus hulle toe. Gee hulle geestelike kos. Wees die geestelike leier wat jy moet wees. En die tweede keer, sê hy, take care of my lambs. Hy sê, pas my skape op. Versorg hulle. Gee om vir hulle. Ondersteun hulle. Wees daar vir hulle, wees vir hulle die herder, wat hulle nodig het. Presies wat 'n herder doen.
Jesus die groot herder. Hy versorg, hy beskerm, maar hy voed ook. Hy vat hulle na die weivelde en hy voed hulle. En wat doen hy nou? Omdat daar vasgestel is, dat hy lief is vir God, en dit herbevestig is, nou sê hy, die uitvloeisel daarvan, is om vir my te gaan dien. Hy herbevestig sy roeping, baie sterker nou, want sy hart is verander, en hy sê, gaan nou, ek het jou geroep, ek het 'n plan met jou lewe, gaan wees nou daai rots, gaan leer die mense, gaan versorg die skape. Vriende, net so is ons geroep, om vandag, in ons lewens, in ons familie, in die geloofsfamilie, die herders te wees. Dis nie net die predikant wat die herders nie, ons is sy kinders, ons moet ook hy herders wees, wat mense versorg, wat mense leer in die klein groepe, dit is so mooi in die klein groepe, dan praat die mense, dan deel hulle wat hulle verstaan, hulle deel uit hulle lewe, hulle voed die ander skape, die ander skape voed hulle, en hulle versorg mekaar, en dan gaan iemand deur 'n moeilike tyd, en ons bid vir hulle, en ons gaan vat vir hulle kos, ons raak die hande en voete van Jesus. So dis ons opdrag ook vandag, gee nie om wat aangaan nie, wat se probleme daar is nie, vervul my doel, om te versorg en te voed, om te gee en op te bou. En vandag kry ons weer daardie opdrag, vir ons ook, om dit te bevestig. Ons nooi julle uit om na ons klein groepe te kom, ons bespreek die preek. Ek het al gesien hoe mense kom in die eerste paar weke, luister hulle net, en na ruk dan begin hulle deel, en die mooiste getuienisse kom uit, maar ervaar die liefde en die omgee van Jesus. Wonderlik om deur die Here gebruik te word. Hy het hom nie afgeskryf, hierdie ou sukkelende disipel nie. Hy het hom vergewe, hy het hom verander, en hy het hom opnuut gestuur. Ons roeping word nie gekanseleer deur sondig nie, dit word herbevestig deur genade en gehoorsame diens. Daar was 'n chef gewees, en daar was hier die groot geleentheid, en hy verbrand die kos. Enigiemand al kos verbrand? Dis ek die enigste ene. Kinders vra altyd, wie die kos gemaak? O, mamma, ek nie eens reg. Wat is my kos nie, wat gaan aan? En hy verbrand die kos. Nou, 'n chef wat kos verbrand, nie goed nie. Nou, die hoofchef het hom nie gefire nie. Nou, pun intended. Hy het hom nie laat gaan, omdat hy die kos verbrand het nie. Hy het met hom gepraat, hy het hom gehelp, gesê, hoorie, dit het jy verkeerd gedoen, en dis hoe jy dit moet doen. Wat doen hy toe? Toe sê hy, okay, nou gee ek vir jou die grootste dis, om vanaand te maak. En hy het hom geleentheid gegee om homself te redeem. En hy het in hom geglo. Dis wat met Petrus gebeur het. Hy is nie gediskwalifiseer deur die foute nie. Maar hy is geleer, het verander, en hy het gegaan. En wonderlike goed vir die Here gedoen. En net so met my en jou. Die Here leer ons. Hy kom wys ons hoe om dit te doen. En dan sê ek vertrou. Jy weet soos hy speler wat bietjie sukkel, en haal jy hom af. En as jy dan vir 'n paar games nie hom opsit nie, dan breek jy sy selfvertroue. Maar as jy bietjie met hom werk en hom coach, en jy sê, hoor ek vertrou jou, go for it, in die groot game. Yes. As hy in my glo, die coach, yes, dan kan ek myself glo. Let's go. En dis wat hier gebeur. Dis wat hier gebeur. Liefde lei tot volgelingskap teen 'n prys. Snaaks hoe Jesus sy eerste woorde aan Petrus in Markus 1:17 was, toe hy daar langs die see van Galilea was en vis, toe sê hy, kom en volg my. Nou sê hy weer op die strand, aan die einde van die verhaal, en hy sê weer vir hom, kom volg my. Volg my nie op die strand nie, volg my in dienswerk. Sy hart is verander, hy het vir hom 'n opdrag gegee, hy is herbevestig, en nou sê hy, volg my, en hy doen dit.
Nou is hy reg om sy roeping te vervul, om die rots te wees vir die kerk, waarop die kerk gebou gaan wees. No pressure. Hierdie ou disipel wat so impulsief is en aggressief is en mense se ore afkap en vir Jesus verloon. Hy sê, op jou gaan ek die rots wees. Jy gaan die rots wees waarop ons die kerk gaan bou. Hy sou dit nie kon doen as hy nie saamgewerk het nie. As hy maar net sy eie pad wou volg en hom nie wou volg nie. As hy nie teachable was nie. Dan moes eers 'n hartverandering gekom het. Kyk wat het gebeur. Hy selfe Petrus was bang was om voor mense, voor die diensknegte te erken, dat hy vir Jesus volg. Het in die begin van Handelinge, nadat die Heilige Gees uitgestort is, en dis die rol van die Heilige Gees in ons lewens, in ons geestelike reis, in terme van genesing, en van vernuwing, en bemagtiging om vir Jesus te werk, dat hy staan voor 3000 mense, die priesterhoofde, die Romeine, almal vreesloos, met vrymoedigheid, geen nie om wat hulle doen nie, en hy preek van Jesus. En 3000 mense kom tot bekering. Hy is nie meer bang nie. Hy verloor nie meer vir Jesus nie. Hy word nou die verkondiger van Jesus se woord. Uit oortuiging. Nie uit vrees wat gaan gebeur en wat gaan met my gebeur en wat gaan mense dink nie. Dit gaan nie oor my nie. Ek is leeg van myself, ek is vol van die Gees en ek preek. En 3000 mense kom tot bekering. Hy word die leier van die eerste gemeente. En vanuit dit groei die kerk, hy lei die hele beweging waarvan Paulus later na die heidene toe, dat wonderwerke plaasgevind, hy het in Handelinge later, en ek dink in 4 en 5, het hy voor die hoofpriesters gestaan en gesê, ek is nie gehoorsaam aan mense nie, ek is gehoorsaam aan God, hy het mense tereggewys waar dit nodig was, hy was God se profeet gewees, as mense verkeerd opgetree het hy in waarheid reg opgetree, en gesê, julle was verkeerd gewees. En wat gebeur? Hy, in Handelinge 15, toe die groot kerkraad plaasgevind het oor die heidene en besnydenis, het hy 'n sentrale rol vervul. En hy word die rots, hy word een van die grootste geestelike leiers, wat die Here gebruik het, in die Nuwe Testament, in die vroeë kerk, ten spyte van sy mislukking, is hy verander, en is hy bevestig, en word hy die rots. En vervul hy wat hy eers gesê het hy gaan doen, want hy het gesê, ek sal die volg tot aan die dood, en hy vervul dit, en hy gaan word, en hy sterf, een van die ergste marteldode vir Jesus, hy vervul dit. Jesus is in die besigheid van verandering, van vernuwing, van verbetering, maar dit begin by jou hart, dit begin by vergifnis, dit begin by, ja Here, ek is verkeerd, ek is jammer, kom verander my prioriteite, kom verander my gewoontes, hierdie wankelrige man, impulsief, wat 'n rots bring, wat rustigheid bring, wat leierskap bring, wat die kudde versorg, wat hulle gevoed het, wat leiers opgelei het, in kerk gebou het. En dit, vriende, kan nog steeds vandag met my en met jou gebeur, ten spyte van ons mislukkings en teleurstellings. Want hier is die ding, dit gaan nie oor ons nie, want ons gaan dit nie regkry nie. Dit gaan absoluut oor God se genade, sy onverdiende goedheid, wat ons kom verander en vernuwe, om vir hom te volg. Ek sluit af met 'n storie van, hulle praat van Japaneese kunswerk, wat gebruik word. Wat is dit? Kintsugi, julle ken dit, nee, dit is nie sushi nie, dit is 'n kintsugi, Japaneese kunswerk, wanneer jy hierdie pragtige vase en blompotte het wat breek, dan gooi dit nie net weg nie, hulle sê nee, hulle gaan dit weer aan mekaar sit, maar hulle gaan dit mooier en beter maak, en dan as hulle dit aan mekaar sit, en al die krake is, dan sit hulle stukkies goud
tussenin. In daai krake. En dan is daai waas eintlik baie meer waardevol. Baie mooier, want die Skepper het hom mooier en nuuter gemaak. En hy is uniek. Geen om wat my en jou krake is nie. As ons 'n hart het van vergifnis, om oop te wees, om te leer, kom die Here en sê, ten spyte van jou mislukkings, my mislukkings, ek het 'n plan vir jou, ek is lief vir jou, is jy lief vir my? Volg my, versorg, bou, versorg die skape, voed die skape, wees my verteenwoordiger. En vervul die rol wat ek vir jou het, net soos Petrus. Kom ons bid saam. Dankie Here, dat deur ons krake en mislukkings van die verlede word ons nie diskwalifiseer nie, Here. Maar kan God se genade deur ons skyn. Here, dankie dat U God van genade is. Dat U ons ook help om deur ons mislukkings te groei en te leer en te verander en te vernuwe, sodat ons U doel in ons lewe kan vervul, sodat ons die skape kan versorg, sodat ons die skape kan voed, dat ons vir mense kan omgee, dat ons Jesus se doel kan uitleef om te gee en op te bou. Dankie dat ons kan weet U is met ons. Ek wil vir jou vra daar waar jy nou sit, as die Heilige Gees met jou gepraat het, hy sal vir jou nou uitwys, wat was daai mislukking en wat was daai teleurstelling in jou lewe. En ek wil vir jou aanmoedig om dit vir die Here te gee en vir hom vergifnis te vra daarvoor. Want iets gebeur in die geestelike wêreld as ons saam met die Heilige Gees in versoening werk en vergifnis werk. Maar dit begin in ons eie harte. En ek vra dit. En ek gee jou daai geleentheid om vir die Here dit te kom gee en te erken dat jy dit nie verder met jou moet dra nie en dat jy dit kan afgooi en dat jy dit kan erken en vergifnis vra soos Petrus en sê Here, kom verander en kom vernuwe my en kom gebruik my vir U dienswerk. Ek ervaar die Here wil vir iemand hier sê, dit gaan oukei wees. Alles gaan uitwerk. Ek ervaar die Here wil vir iemand hier sê, ek is lief vir jou. Net soos jy is. Is jy lief vir my? Is jy bereid om my te volg? Selfs soos Petrus met die bediening wat hy gedoen het, was daar swaar kry, is hy selfs dood vir Jesus. Is jy bereid om my te volg? Dankie vir U vrede, wat alle verstand te bowe gaan. Help ons om op te staan vir waarheid en vir Jesus te volg. In Jesus naam. Ons gaan nou laaste lied sing en ek gaan vir jou kans gee na die tyd om saam met die pastorale span, saam met Leilani en Alex hier agter te kom bid. En dalk het die Here iets gedoen in jou hart nou, maar iets gebeur as jy saam met iemand kom bid en die Heilige Gees wil dit kom klaarmaak. So kom en laat ons saam met jou